Kan ek hoor as jy bly om hier te wees? Baie, baie welkom. As dit sulke atmosfeer is, dan is dit so lekker in die huis van die Here. Ek wil hê met 'n pen reg kry, kry 'n notaboek asseblief. Ek gaan diep preek vanoggend. So ons gaan 'n bietjie preek oor die kruis en oor die boodskap van die kruis. Verskoon my. En ek wil hê jy moet notas maak. Ek staan en dink vanoggend, as ek 30 jaar terug geweet het wat ek vandag weet, of as ek 30 jaar terug hierdie boodskap verstaan het, sou by julle lewe vandag anderster gewees het. Ek bedoel my lewe met die Here, en ek wil u waarborg, if you grasp it, as jy dit net vanoggend kan verstaan wat ek vanoggend vir u kan bring in die eenvoudigste manier as wat ek kan, sal dit jou hele lewe verander. Amen. So ek wil hê jy moet u gereed maak vir 'n wonderlike tyd saam met die Here vanoggend. Kom aan, as jy reg daarvoor, sê 'n bietjie amen. Come on, help my vanoggend, praise God. Nou ek wil net praat oor die boodskap van die kruis. Nou, voor ek begin wil ek eers vir julle sê, wat bedoel ek as ek praat van die kruis? Baie mense dink, wel ons praat van die kruis, ons praat van hierdie houtkruis. Nee, ons praat nie van die houtkruis nie. Wanneer ek praat van die kruis, dan praat ons van die werk wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Luister mooi, ek wil jy moet hoor, anders gaan jy die boodskap verkeerd verstaan. Ek praat nie van 'n houtkruis nie. 'n Houtkruis beteken niks nie. Dit hang af wie hang aan die houtkruis. Kan ek 'n amen kry? So wanneer ek praat van die kruis, praat ek van die werk wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het. So wanneer ek praat van die boodskap van die kruis, dan praat ek van die boodskap wat Paulus in die hele Nuwe Testament verkondig, en dit is die boodskap van die kruis wat Jesus gedoen het. Paulus gaan so ver in Galasiërs wat hy sê dat as kom daar 'n engel uit die hemel uit en hy verkondig 'n ander boodskap as die boodskap van die kruis, laat hom 'n vervloeking wees. Laat hy vervloeking wees. Daar is net een boodskap. Luister na my. Daar is net een boodskap. En dit is die boodskap van die kruis. En sonder daai boodskap is daar nie 'n boodskap nie. So kom ons kyk gou vinnig wat beteken ons. Nou die fondasie, en ek gaan regtig probeer leer vanoggend. Die fondasie van my saligheid. Luister, van my redding is gebaseer op twee dinge. Nommer 1 is wie Jesus is. Ek wil jy moet hoor, ek wil jy moet dink aan. Wie is Jesus? As jy dan dink, wie is Jesus vir jou? Die tweede fundament waarop my saligheid gebou is. Ek kan nie gered word as ek nie weet wie Jesus is nie. Kom aan kerk, kom aan. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Hy is die enigste pad hemel toe. Luister na my. Daar is nie 'n ander pad deur 'n pastoor, deur 'n kerk, deur 'n paus, deur 'n apostel, deur 'n profeet nie. Daar is net een pad en dit is Jesus Christus, hom as gekruisig. He's the only way. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. So ek moet weet wie hy is. Die tweede ding is, die tweede pilaar van my saligheid, ek moet weet wie Jesus is. Die tweede pilaar is, ek moet weet wat het Jesus vir my kom doen. En as jy daai twee goed ken, kan jy net so gered word of is jy gered. Ek wil hê jy moet hoor. Jy moet weet wat Jesus is, wie Jesus is, en wat het Jesus vir my kom doen. Nou ons gaan so 'n bietjie begin met teologie vanoggend, maar ek wil dit hê so ek gaan so 'n bietjie jou intellek vanoggend uittrek so 'n bietjie vanoggend. So kom ons kyk eers na die eerste, wie Jesus is. Nou hier kom 'n stelling wat jou fondasie gaan skud. Jesus was van die begin af God gewees, en Jesus is vandag nog God. Ek wil jy moet hoor. Jy sê, jy moet dit verstaan. Jy moet hierdie prinsip verstaan van die hele pad waar het begin. Jesus was God van die begin af, en hy is God nou, en hy gaan God bly
tot in ewigheid. Dit is belangrik. So Jesus, luister mooi, is God gemanifesteerd in die vlees. Ek wil hier moet dink oor. Jesus is God gemanifesteer in die vlees. Nou kom ons kyk waar staan dit in die Bybel. Dis belangrik. Dit moet in die Bybel staan. Hy sê in 1 Timoteus 3 vers 16. Ons lees Afrikaans. So bly by my. Hy sê en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Met ander hy sê luister hierso, hierdie ding wat ek nou met julle gaan deel is groot, maar ek wil hê julle moet weet is ook verborge gewees. Dit was bedek gewees. So wat is dit? Hy sê God is geopenbaar in die vlees. Hoe? Deur sy seun Jesus. So in die Ou Testament was dit 'n verborgenheid gewees. En hy sê luister, hierdie is 'n groot verborgenheid. Dat God het vlees geword. Hy het vlees geword. Luister wat sê in die Amplified. And great and important and weighty, we confess, is the hidden truth, the mystic secret of godliness. Wat is hierdie mystic secret? God was made visible in human flesh. So God het sigbaar geword deur sy seun Jesus Christus. Maar God was van die begin af, Jesus was van die begin af God, en hy's nou nog God. Kan ek 'n amen kry? Dit is belangrik dat hierdie prinsip verstaan. Nou luister mooi, hy was daar van die begin af. Jy sien, it's amazing, dat baie gelowiges dink, waar Jesus het eers gekom in die Nuwe Testament. Nonsens man. Baie mense dink, die Heilige Gees het eers gekom met die uitstorting van die Heilige Gees. Nonsens. Hulle was daar van die begin af. Hulle was daar voor die aarde was. Kom aan kerk. Hulle was al drie deel van die skepping waar hulle een was. Kom aan. Kom ek wys vir staan in die Bybel. Johannes 17 vers 5 Amplified. And now, Father, glorified me along of yourself, and restore me to such majesty and honor in your presence as I had with you. Luister mooi, before the world exists. Ek was daar voor die aarde begin het. Moenie dat Jesus het begin toe hy gebore was uit Maria nie. Nee, hy was daar van die begin af. Hy is God. Luister wat Johannes 17 vers 24. Kom aan. As jy nog my wil sê, bietjie amen. Ek het gesê ons gaan bietjie diep gaan. So ons is net by die fondasie. Hy sê Vader, ek wil dit waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. Amazing. Die Here wil hê ons moet saam met hom wees. Sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het. Luister mooi. Voor die grondlegging van hierdie wêreld. Halleluja. Voor die grondlegging van die wêreld was Jesus daar, kan ek 'n amen kry. Kom aan. Want Jesus is God. Kom, ek moet nie teologie vanoggend omkrap nie. Luister mooi, ons gaan nie oor die Godheid praat nie, maar ek wil jy moet verstaan, want ek kom na punt toe. Kolossense 1 vers 15 tot 17, kom ons lees 'n bietjie daar. Hy, dit is Jesus. Wie is Jesus? Hy is die beeld van die onsigbare God. Hy is die beeld van die onsigbare God. Hy is die eerstgeborene van die skepping. Luister mooi, hy is die eerstgeborene van die skepping. Vers 16. Want in hom, in Jesus, is alle dinge geskape. Wat in die hemel is, sowel as op die aarde is. Wat sienlik is, wat onsienlik is. Trone sowel as heerskapye en owerhede en magte. Kyk, daar staan daar. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Jy's tot God geskape. Jy's deur God geskape. Luister mooi, ek sê jy's deur God geskape, vir hom geskape. Jy's nie geskape vir jouself nie. Jy's geskape deur Jesus. Jy's geskape tot diens van hom.
There's a purpose in life. Lees wat sê nou vers 17. En hy is voor alle dinge. En hy hou alle dinge in stand. Amazing hierdie God van ons. Jy kan 'n amen kry. Halleluja. Okay, nou weet ons waar was Jesus. Hy was daar van die begin af. Ek sê hy was van die begin af daar. Ek sê hy was van die begin af daar. En hy was van die begin af God. En hy is nog steeds God. En hy gaan altyd God bly tot in ewigheid. Wanneer die duiwel iets anders te vertel of die aarde of die mense van hierdie wêreld, hy gaan God bly tot in ewigheid. Maar wie is hy nou? Wat is hy nou? Nou op hierdie oomblik. Kom ons kyk. Filippense 2 vers 6. Kom maar bly by my. Ons gaan nou na die kruis toe kom, ek wil hê jy moet verstaan, waar kom die kruis vandaan? Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. So, hy was God gelyk, hulle is een, hulle is gelyk. Maar hy het homself ontledig. Dit beteken, hy het sy kleed uitgetrek, hy het sy baadjie uitgetrek, sy goddelikheid op daai oomblik. Luister mooi, deur die gestalte van 'n diensknegt, die mens, aan te neem, en hy het in die mens gelyk geword. Maar vers 8 sê, en hy is gedaante gevind as 'n mens. So toe Jesus na die aarde kom, was hy nog steeds God, maar hy het die gestalte van 'n mens aangeneem. En as 'n doel hoekom hy 'n mens moet word, ons gaan nou daarna kyk. So dan neem hy die gestalte van 'n mens aan, maar hy is nog steeds God, maar hy is mens ook. Hy moes dit doen vir 'n doel. Hy sê, daarom het God hom, kyk waar is hy nou, uitermate verhoog, en om 'n naam gegee, bo elke naam, halleluja. Kom aan, gee die Here 'n lof man, glory. Kom aan Esther, hy het 'n naam bo elke naam, praise God. Hy het hom 'n naam gegee, elke naam. Maar hoekom het hy verhoog? Hy sê in die naam van Jesus, elke knie buig, elke tong bely. Ons ken dit. So kom ons gaan 'n bietjie verder. So ek wil net bly, hy's nou verhoog. Hy's uitermate verhoog. Okay, tot waar is hy verhoog? Kom ons kyk, wat sê Hebreërs vir ons, tot waar is hy verhoog? Hebreërs 2 vers 9. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie, ek dink die geleerde ons sê 35 jaar, 32 jaar, 35 jaar, was Jesus op die aarde, vir 'n kort tydjie, het hy minder as 'n engel gemaak. Maar hy was nog steeds God, kan ek amen kry? Kom aan. Vanweer die lyding, en hier is die doel, hoekom hy mens moes word, hoekom hy vlees moet word, vir die doel van die lyding van die dood, het die God hom geklee met eer en heerlikheid. So luister mooi, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Sy was vir 'n kort tydjie mens. Die Bybel sê God hom uitermate verhoog. Hierdie skrif sê God het hom heerlikheid en met eer gekroon na hy opgestaan uit die dode. Maar luister wat sê vers 2 nou van Hebreërs 12. Ons ken hierdie skrif. Hy sê ons oë gefestig op Jesus, die leidsman, die volleinder van ons geloof. Ons preek baie oor daai gedeelte, maar niemand preek oor die B-gedeelte nie. Wat van die vreugde wat hom voorgehou het, die kruis verdraai het, die skande verag het. Maar luister wat gebeur nou. Nou sit hy aan die regterhand van God. Kom aan kerk, halleluja. Uitermate verhoog, met eer en heerlikheid, sit hy nou op die troon van God, by God die Vader, want hy is verhoog, sê die Bybel. Ek wil dit verstaan. Dis die pad wat Jesus moes geloop het. Hy was van die begin af daar. Hy was van die begin af daar. Nou gaan ek vir die feite gee, wat miskien jou 'n bietjie van die bank af laat val, maar ek wil jy moet hoor. Dis belangrik dat jy dit verstaan. Nou ek gaan dit nie op die bord sit, ek wil eers dit vir u verduidelik, dan gaan ek op die bord sit. Luister mooi. Jesus was altyd God en hy sal altyd God bly tot in ewigheid. Ek wil hê met daai stelling onthou. Ek wil hê maar ek print dit in by jou. Jesus was altyd God en hy sal altyd God bly. Jesus het nooit opgehou om God te wees nie. Belangrik. Maar hier kom die feit. Luister baie mooi, want dan gaan jy die kruis verstaan as jy hierdie feit verstaan. Hier is die feit.
as Jesus in die hemel gebly het, luister mooi, dan hy in die aarde gekom het nie. As hy nie vlees kon word het nie, ten spyte van die feit dat hy God was en God bly tot in ewigheid, sou nie een van ek en jou gered kon word nie. Vir Jesus om God te gebly het, al was hy God, sou ek en jy nie gered kon word nie. En dit moet jy verstaan. Jy's nie gered op God se goddelikheid nie. Jy's gered deur die feit van die kruis, wat sy seun gedoen het. Hy kon God gebly het as hy wou. Hy hoef net sy hemelse tuiste te verlaat het nie. Dit het hom nie minder God gemaak nie. Die enigste verskil is, hy sou God gebly het, en ek en jy sou verlore gebly het. Jy is nie gered omdat Jesus God is nie. Jy is gered omdat Jesus die kruis vir jou betaal het. Ek wil jy moet hoor. Jesus se goddelikheid kon jou nie red nie. Ek wil jy moet hoor. Dit klink erg, maar is die waarheid. Net soos Boeddha jou nie kan red nie. Net soos Krishna jou nie kan red nie. Net soos enige ander afgod, Allah jou nie kan red nie. Jesus se goddelikheid kan my nie gered het nie. Hy moes eers kom en die prys kom betaal het. Jy moet dit verstaan. Want hierdie is belangrik. Want ek gaan nou vir vertel hoekom is dit belangrik. Want in Paulus se sendbriewe praat Paulus aanhoudend van die feit dat die gelowiges nie meer die waarde van die kruis besef nie. En al sy sendbriewe waarsku hy. Luister mooi, ek lees seker, ek is besig en ek probeer nie groot mond praat volgens nie. Ek lees seker vir in hierdie jaar die 3de keer al Paulus se sendbriewe deur. Ek lees dit deur in 3-4 vertalings. Want ek wil weet, wat sê Paulus? En hoe meer ek dit lees, so besef ek, hoe min weet die kerk van die kruis van die Here Jesus Christus. Hoe min weet hulle van die kruis van die Here Jesus Christus. Vir Jesus om God te wees was baie belangrik en dit was baie noodsaaklik, maar dit kon ons nie gered het nie. Ek wil jy moet hoor. Dit is belangrik dat Jesus God is. Dit is nie net belangrik nie, dit is noodsaaklik dat Jesus God is. Maar dit kan my nog steeds nie red nie. Kan my nog steeds nie red nie. As hy nie gekom het om die kruis te kom sterf, kan ek 'n amen kry. Kom maar, ek gaan dit bewys in die Bybel. Kom, ek gaan dit bewys. Kom ons kyk. So wat het Jesus kom doen? Wel Jesus, ons het gesê die 2 pilare is wie hy is. Nommer 1, ons het nog gesien wie hy is. Hy is God. Hy was God. Hy is God. Hy gaan God bly. Dis wie hy is. Kom aan. So wat het hy kom doen? Wel, hy het kom vlees word vir ons. En hy het, luister mooi, vlees geword met 'n doel. En hier is die doel. Die doel is die kruis. Dis die enigste rede hy kom vlees word het. Luister mooi, dit het alles doen met die kruis. Dis waarom Jesus sy hemelse tuiste moes verlaat het. Dis hoekom Jesus gebore moes word uit 'n maagd Maria. Dis waarom Jesus op die aarde vir 35 jaar moes geloop het. Dis hoekom Jesus aan die kruis moes gesterf het, om my en jou sonde op hom te neem, om my en jou nie net ons sonde nie, maar alles vir ons te bewerk aan die kruis. So die doel was die kruis. Jesus het sy doel geken. Die kruis was nie vir hom 'n surprise nie. Hy het geweet hy gaan sterwe. Nou kyk mooi, nou gaan ek vir die gou vinnig 'n paar stellings gee. Vir die mens om gered te word, vir my en jou. Luister mooi. Moet daar 'n perfekte offer gewees het. En daai offer is Jesus. Dis waarom ek sê, as Jesus net God gebly het, kon ons nie gered word nie. Want dan sou hy nie die offer geword het nie. Kan ek 'n amen kry? So Jesus moes die perfekte offer word. Die tweede ding is, die perfekte offer moes gebore word uit 'n vrou, maar sonder 'n man se saad.
Dis die perfekte offer. Luister mooi. So God maak 'n plan en hy bevrug Maria met die saad van die Heilige Gees, met die saad van God. Kyk wat sê Matteus, moenie laat die rapport of die huisgenoot jou ander nonsens vertel nie. Ek lees die Bybel. Luister wat sê die Bybel. Luister wat sê die Bybel. Matteus hoofstuk 1. Hy sê, maar terwyl hy die gedagte gehad, verskyn daar 'n engel van die Here in droom aan hom en sê, Josef seun van Dawid, wees nie bevrees nie. Hoekom? Want in daai dae as jy nie getroud was en 'n vrou raak swanger, kan jy gestenig word. Soos vandag nie. Luister mooi. Hy sê, want wat in haar verwek is, met ander feit dat sy nou swanger is nie uit jou nie, dis uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, wat moet jy hom doen? Jy moet hom Jesus noem. Hoekom? Want as hy wat die volk sal verlos van hulle sondes. Hy sê, kyk, die maag sal swanger word en seun baar. Hulle sal hom Immanuel noem. As vertaal word, is dit God by ons. So, Jesus moes die offer word, en Jesus moes gebore word uit 'n vrou, maar geen menslike saad nie, so die Heilige Gees moes haar bevrug het, en hier word hy gebore. So, die perfekte offer, luister maar, hier kom dit, moes sterwe aan die kruis, en sy bloed moes vloei. Of kom ek kry dit om, sy bloed moes vloei, en hy moes sterwe aan die kruis, daai perfekte offer. So kan nie verstaan hoekom my stelling wat vir baie van julle fronse gee, dat as Jesus God gebly het, sou ons nie gered kan word nie, al was hy God. Kan jy dit verstaan? Want hy moes eers die offer word. Hy moes sy bloed laat vloei het, en hy moes sterwe aan die kruis. En hierdie perfekte offer moet die eis van God voldoen het. He must satisfy the demand of God. En God se demand was eenvoudig. Bloed moes vloei en iemand moes sterwe vir die sonde van die wêreld. Dit was die demand. Niks anderster. Niks anderster kon God tevrede stel nie. Want die loon van die sonde is die dood. Die enigste manier hoe 'n volk verlos kon word uit sonde, is dat die bloed moes vloei, en iemand wat perfek was, moes vir ons sterwe. En dit was Jesus. Dit was Jesus. So hy was die perfekte offer. En hy het die demand van God, die eiste van God, het hy volbring. Nou kom Paulus, en hy kom in Korintiërs, sommer nie vroeg aan hy, en hy sê vir Korintiërs die volgende woord, en ek het hierdie ding so 'n bietjie gepraat, daar by die senior sel eens Woensdag, maar ek wil gou met u deel. Hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 17, Afrikaans, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, hoekom nie? Sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Daai woord is 'n moeilike woord, want ek nou vir die vraag, wat beteken die woord verydel, sal die helfte vir ons, want ons weet nie eens, want ons praat nie van dit sommer nie. Maar kom ek lees vir die Amplified. Kyk net wat sê die Amplified. Kyk op die bord, lees saam met my. For Christ the Messiah sent me out not to baptize, to evangelize by preaching the glad tidings, the gospel, and that not with verbal eloquence. Let the cross of Christ, luister mooi, let the cross of Christ should be deprived of force. Dit beteken ontneem van sy krag sal word nie. Just word that deprived of force and emptied of its power and rendered vain, fruitless, void of value and of no effect. Nou luister maar, ek sê dit met liefde in my hart, u ken my. En ek wil dit, ek is bang om dit te sê, maar ek moet dit sê. Ek glo met my hele hart, dat 70-80% van die kerk, het die kruis van deprived the cross from his force
and empties of his power. Vir die kruis is vir die meeste gelowiges fruitless, void of value and of no effect. Want ons verstaan nie wat aan die kruis gebeur het nie. Dis vir ons maar 'n ding, ons doen dit een keer 'n maand, dan doen ons nagmaal. En dan drink ons die wyn en ons eet die brood. En ons weet nie wat het gebeur aan die kruis nie. En die kerk het veroorsaak dat ons die force, die power, die krag uit die kruis uit gehaal het. En ons besef nie vanoggend dat geen drug addict of drankverslaafde of prostituut of sondaar wat in daai deure uitstap sal nooit gered word sonder die kruis nie. En ons het die krag van die kruis uitgehaal. Want ons dink ons is goed genoeg om mense te red. Ons dink ons is goed genoeg om sonde te oorwin. Ek wil hê jy moet luister, my geliefde broeder en suster. You will never overcome sin without the cross of Jesus Christ. Wil jy moet hoor. Jy sal nooit oorwinning smaak as jy nie weet wat aan die kruis gebeur het deur Jesus Christus nie. As ek dit geweet het 20 jaar terug, sou ek 'n nuwe mens gewees het. As ek dit geweet het, ek hoef nie baie effort in te sit en alles self te probeer nie. Daar was 'n houtkruis. As ek dit maar net besef het. As ek maar net geweet het wat ek vandag weet. Die meeste vertalings in Engels noem dit, you make the cross of non-effect. En dis ons kennis van die Here suffer. Want ons het die kruis geen effek gemaak nie. Vir ons is dit een keer 'n maand, op die eerste woens, op die eerste Sondag en dis dit. Maar besef nie wat het gebeur. Nou kom aan, ek gaan net nog verder vir 'n paar dinge sê. Luister mooi na my, dat jy net beter verstaan. Ek is amper klaar. As jy nog by my sê, 'n bietjie amen. Kom aan. Enigiets en alles wat die gelowige van die Vader kry, is moontlik gemaak deur die kruis van Jesus Christus. Ek wil weer sê, enige iets en alles wat ek en jy as gelowige by die Vader ontvang, is moontlik gemaak deur die kruis. Ek sien nie besef dit nog nie. Ek wil weer sê, dink aan enigiets. Dink aan alles wat jy ontvang. As gelowige het jy ontvang as gevolg van die kruis. As gevolg van die werk van die kruis. Kom maar, gee God 'n hande klap. Is wonderlik. Halleluja. Ek wil jy moet hoor. Ons redding het ons ontvang is moontlik gemaak deur die kruis. Kan ek amen kry? Die dooping met die Heilige Gees is moontlik gemaak as gevolg van die kruis. Alle seëninge, all favor of God is made possible in my life because of the cross of Jesus Christ. Jy ontvang nie seëninge omdat jy goed is, man. Jy ontvang nie seëninge omdat jy sondeloos is nie. Jy ontvang seëninge van Jesus. Het dit vir jou losgemaak aan die kruis van Jesus. Halleluja. You are blessed because of the cross. Jy het nie geseën omdat jy goed is nie. Jy's geseën omdat God goed is. Al my gebedsverhoring is moontlik gemaak as gevolg van die kruis. Kom aan kerk. My toegang tot God, dat ek vanoggend in sy teenwoordigheid kan inkom en met sy voete kan sit, is moontlik gemaak deur die kruis. My vryspraak, dat ek regverdig kan staan vir God, my vergifnis van my sonde, is moontlik gemaak deur die kruis. Die wet is tot niet gemaak as gevolg van die kruis. Daarom sê Romeine 10 vers 4, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Is jy nie bly dat
Jou oordeel is nie meer vandag volgens die wet as gelowige nie. Maar ek wil vir jou waarsku, as jy sonder bly, gaan die wet jou oordeel. Maar as jy gelowig is, gaan die wet jou nie meer oordeel nie. Ek wil jy moet hoor. Dit is baie belangrik dat jy dit besef, ons gaan 'n ander dag oor die wet praat. Ons gaan nie vanoggend tyd daarvoor nie. Die dood is oorwin en die opstanding van die dode is moontlik as gevolg van die kruis. Ek en jy is in 'n nuwe verbond, 'n nuwe dispensasie as gevolg van die kruis. Kan jy verstaan wat ek bedoel? My oorwinning oor sonde. Ek moet bieg. Ek moet dit vertel en ek en Reinie praat baie oor dit. Elkeen wat hier sit, het miskien 'n sonde waarmee jy dit is jou doring in jou vlees. Jy vas, jy bid. Jy doen alles. Maar hy bly daar. Kan maar mens kan heilig wees nie. Dit beïnvloed jou hele lewe, dit beïnvloed jou aanbidding, dit beïnvloed jou gebedslewe, dit beïnvloed alles. Ek weet waarvan ek praat. Jy het alles probeer. God weet dat jy ten bloede weerstand gebied teen daai sonde. Jy het alles probeer. Jy kan dit nie oorwin nie. Nou jy is slegte nie, jy sal nooit oorwin. Want jy oorwin nie sonde in jou eie krag nie. I'm telling you, jy oorwin nie sonde in jou eie krag nie. Ek hoeveel keer van dink as ek gaan dit doen, dan sê ek doen ek dit. Dan sê ek gaan dit nooit weer doen nie. Here, ek beloof ek gaan doen ek dit maar weer. Totdat ek hierdie ding besef het. Luister mooi. Totdat ek besef het by sonde is afgereken deur die kruis van Jesus Christus. En elke oggend stap ek en dan sê ek, Here, sonde het geen houvas meer oor my lewe nie. Want ek is saam met U gekruisig. Ek het saam met U gesterwe. Ek het saam met U opgestaan. My ou mens is begrawe, Here, en sonde het geen mag oor my nie. En toe ek my fokus verander, aan die kruis my oë sit en nie meer op my sonde nie, toe verloor ek al die sondes. En ek sê net ek doen nie meer sondes, jy verstaan my mooi. Ek sê dit toe verloor ek daai ding wat hou vas op my gehad het. Maar dis 'n ander preek vir 'n ander dag daai. Ons gaan hom nou maar daar los. Ek het dit vir die lys gemaak. Okay, nou kom ons kyk gou 'n paar skrifte om dit te bevestig, gaan se klaar. Hoe laat is dit nou? Nee, dit is nog vroeg man. Amen. Praise God. Kan ek gou vir die 3 skrifte gee, net om dit te bevestig wat ek nou alles gesê het. Nou lees nou die Bybel. Nou gaan jy die Bybel anders te lees. Dis op die regte plek. Ja. Lees dit nou saam met my. Jy sien, ek ken al hierdie skrifte, maar jy het nog nooit gelees met die kruis in gedagte nie. Filippense 4 vers 19, ons ken dit almal. En my God sal elke behoefte van my vervul na sy rykdom en heerlikheid. Maar kyk wat staan nou daar. In Christus Jesus. Jy sien ons lees dis mis. Ons ken die helfte van die belofte, maar ons verstaan nie wat beteken dit. Wel, my God gaan elke behoefte. Man, ek het net even gesê, alles wat jy het en ontvang is as gevolg van die kruis, man. Jy sien, en my God sal elke behoefte van my vervul na sy rykdom en heerlikheid. Maar hier kom God en hy sê, ek wil julle dit weet. Dit is gevolg van Jesus Christus se werk. Dis hoekom jy kan ontvang. Ek sê dis hoekom jou behoeftes voorsien kan word. Luister mooi, ek snap dit nog nie. Ek sê dis hoekom jou behoeftes voorsien kan word. Dis as gevolg van daai bietjie wat daar staan. Deur Jesus Christus. That's the key. 3 woorde. As jy dit besef, dat alles wat jy vandag nodig het, is alreeds voorsien deur Jesus Christus aan die kruis. Verander jou hele lewe. Ek sê dit verander jou hele lewe. As jy net daai 3 woorde kan verstaan, deur Jesus Christus. Wat het Jesus gedoen? Vanuit vir die prys betaal, sodat elke behoefte van jou voorsien kan word. Elke behoefte, luister, nie sommige nie, elke behoefte kan voorsien word deur die werk van Jesus aan die kruis. Okay, kom ons gaan 'n bietjie verder. Dis voorsiening. Romeine 3 vers 22. Hy sê, die geregtigheid om in die regte stand voor God te wees. Die oorspronklike Bybel is to be blameless, faultless, sinless.
sê die oorspronklike Bybel. Geregtigheid is naamlik van God. Ons weet dis God wat ons regverdig maak. Maar luister, hoe maak hy dit? Deur die geloof in Jesus Christus. Wat glo jy van Jesus? Dat hy bestaan? Nee, hy praat nie van daai geloof nie. Dat hy die seun van God is nie, ja, nie daai geloof nie. Ons almal weet dit. Dat hy aan die regterhand van God sit, nee, ons weet dit. So hoe is ek regverdig? Ek is regverdig deur die geloof dat ek weet dat Jesus Christus het dit aan die prys vir my gedoen. Kom aan kerk, skree 'n bietjie halleluja! So ek is geregverdig deur die geloof in Jesus Christus. Vir almal, oor almal wat glo. En daar's geen onderskeid nie. Maar die vraag is, wat glo jy? Waar jy moet glo aan die afgehandelde werk wat Jesus vir jou gedoen het. En dit maak my dat ek regverdig is. Voel ek altyd regverdig? Nee. Voel ek miskien faultless, blameless? Nee. Maar wanneer ek na die kruis kyk, weet ek. Here, dis hoe u my sien. I'm righteous because of the cross of Jesus Christ. And I must put my faith in the cross, in Jesus Christ, sê die Bybel. Kan ek 'n amen kry? Kom ons kyk na vers 24. Kom aan. Dit is 'n paar voorbeelde. Hy sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste regverdig en verlos. Deur wie? Deur Jesus Christus. Wat van Jesus Christus? Deur die werk wat hy vir my gedoen het aan die kruis. Kan jy verstaan waarom dit so belangrik is om die boodskap van die kruis te verstaan? Dat niks het gebeur sonder die kruis nie. Jy gaan niks meer ontvang nie. Alles is volbring, kan ek 'n amen kry. It is finished. Kom ons kyk nog so een. Miskien is nog so enetjie, ja. So wat is ware geloof? Ek het hieroor gepraat ruk terug. So gaan dit vinnig noem weer. Wat is ware geloof? Jy sê mense ek moet glo. Kyk gou na my. Kyk gou vir my. Kom ons vat sommer, CJ kom staan hier voor asseblief. Kom ons sê nou CJ kom met 'n siekte na my. Ons vat dit voor. Nou al wat ek vir CJ sê, hoor jy CJ? Ek gaan vir jou bid, maar jy moet glo. Jy moet meer glo. En nou bid ek vir CJ, raak jy gesond. En nou kom hy terug volgende week. Dan sê ek vir CJ, man, jy moet net meer glo. En dan kom hy oor 'n week terug en sê ek CJ, jy moet meer glo. Nou wanneer dink jy met hy nou wanneer dink jy hy goed genoeg geglo? Jy sien dis ons in ons koppe werk. En wanneer hy goed genoeg glo, of hard genoeg, of diep genoeg, of meer genoeg, noem dit wat jy wil, dan gaan die Here antwoord. Dis wat ons glo. En dan stuur ons ou met 'n boodskap weg. Okay, sorry op Paul, glo net 'n bietjie meer. Glo net meer. Die Here sal werk, glo net meer. En hy gaan dan vra, maar hoor, wat moet ek glo? Ek glo God bestaan. Ek glo Jesus is daar. Ek glo Jesus het alles vir my gedoen. Wat moet ek glo? Kom aan. Ware geloof is om te glo dat Jesus alles afgehandel het aan die kruis van Golgotha. Kom eens, sê jy is jong man. Jy kan nog jou. Dink jy ek kan vir CJ, ek hoor van jou siekte, maar jy glo dat Jesus het vir jou siekte ook aan die kruis gesterf. Jy glo dit. Jy glo deur sy wonde is daar vir jou genesing. Jy glo die prys is al reeds betaal vir dit. So CJ, ek ontvang nou die genesing van God in jou liggaam. In die naam van Jesus. Dis joune, ontvang dit nou in Jesus naam. Is dit 'n bietjie anders as om uit weg te stuur en sê glo net meer, glo net meer, glo net meer. Dan ek amen kry. Kom aan. Maar ons is so geleer. Ek het wel 100 keer vir persoon wat sê glo net meer, glo net meer. Dan wonder ek wat moet ek glo? Ek glo alles, so ek weet nie wat beweer te glo nie. Glo aan dit wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis. Nie wat hy gaan doen nie. Hy het dit al reeds gedoen. Glo dat alles wat jy kan kry jy deur die kruis van Jesus, deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Dis Jesus. Luister wat sê hy my laaste skrif. En hier is net voorbeelde wat ek vir jou noem, dat jy die Bybel anders te lees, dat jy dit reg lees. Kom ons lees Galasiërs 3 vers 14 en 26, dan is ons klaar.
Hy sê, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom. Kyk mooi, die Here het ons vir Abraham geseën. Sommer vroeg in die Bybel, Eksodus al. En hy sê, luister, die seun van Abraham kom ook na julle toe. Maar kyk, wanneer kom hy? Luister mooi. Die seun van Abraham na die heidene kom in Christus Jesus. So ek het die seun van Abraham vandag deel van my lewe. Luister mooi. Deel van my lewe as gevolg van die kruis in Christus Jesus. So ek kan vandag met vrymoedigheid Deuteronomium 28 lees en ek doen dit amper 2-3 keer 'n week, memoriseer ek die Bybel, Deuteronomium 28 en ek kan sê, kan ek hier staan en kan ek dit opnoem vir die Here. Geseën sal ek wees in die stad, geseën sal ek wees in die veld, geseën sal die werk van my hande wees, geseën sal my mandjie, my bakskorrel wees, Here, geseën sal my ingang, my uitgang wees, die Here sal die seën oor my gebied, in my skuur en alles wat ek my hande aanslaan, Here, U vermeerder die aandeel van my beeste, die aandeel van my kleinvee, Here Jesus, U vermeerder, Here, U gebied seën oor my lewe, al die volke van die aarde sal sien, dat die naam van die Here oor my uitgeroep is, Here, U gee die goeie aan my oorvloedig, en ook in die vrug van Marco Marits, en hulle is my vrug van my liggaam. Here, U maak die skatkamer, die hemel, oor my oop om die reën van my land op die regte tyd te gee. Here, ek ontvang dit, want U het alreeds vir my volbring aan die kruis van Jesus. Ek ontvang dit, Here. Kyk na vers 26. Van julle, is mooi, is almal kinders van God. Hoe word jy kind van God? Deur die geloof in Jesus Christus. Wat beteken dit? Wel, jy moet net glo dat Jesus vir aan die prys gesterf het. Jy moet net glo dat hy jou sonde op hom geneem het. Jy moet net glo dat hy het al jou skuld op hom geneem. En as jy jou sonde bely, vergewe hy dit, en as jy hom aanneem, dan maak jy jou sy kind. Dis al. Jy sien mense, it's all about the cross of Jesus Christ. En wanneer jy hierdie prinsip begin verstaan, dis nie as gevolg, jy sien, ek wil my woorde net reg kry, jy moet verstaan, jy is nie so, of nee, kom ek my woorde anders vertel, dit gaan nie oor self-effort nie. Dis wat ons geleer, is self-effort. Ek moet dit streef, dan kan ek hemel toe kan gaan. Ek moet harder stry. Ek moet harder streef. Ek moet meer weerstand bied teen die aanvalle van die duiwel. Ek moet heiliger lewe, dan gaan die Here vir my voorsien. Jy moet heilig lewe, man, as jy doel om heilig te lewe. Nie sodat die Here vir jou voorsien nie, om jy wil gehoorsaam wees aan die Here met jy heilig lewe. En so sit ons effort in, en vir die meeste mense is dit nie lekker om die Here te dien nie. Want is te veel effort om die Here te dien. Totdat jy besef, it is all done by the cross. Mense vra my, pastoor, hoekom skree jy so, hoekom spring jy, hoekom juig jy? Ek kan dit help, ek is te gelukkig. Yes, om te dink wat Jesus vir my gedoen het, maak my excited, maak my excited om môreoggend op te staan, maak my excited om te jubel en te juig. Ek weet wie ek is, man. Jou identiteit lê aan die kruis. Dis waar jy identiteit kry, van jy besef wie jy is deur Jesus Christus. Ons is nie regtig so goed soos ons dink ons is nie. Ek sê ons is regtig so goed soos ons dink ons is nie. Eintlik is ons niks goed nie, sê die Bybel. It's all through the cross of Jesus Christ. Dis net deur die kruis. Ek sê dis net deur die kruis. Wil jy nie vir 'n oomblik op die voete staan nie. Wil jy die mense wat my help in nagmaal kom na vore. Maar wil jy nie vir 'n oomblik voor ons nagmaal bedien vanoggend net die hande ophef. Net die hande op en sê, Lord, I thank you for the cross. I thank you for the cross, Jesus. Kom maar net waar jy staan. Net waar jy staan. I thank you for the cross, Jesus.
Here, dankie, dankie. Ek is geregverdig. Ek is gesond. Ek het voorsiening. I am blessed, God. O, my God, ek het oorvloed. I prosper. Ek doen alles. Dis net deur die kruis, Here. O, ek is in my identiteit net deur die kruis, Here. It's all the cross of Jesus Christ. Dis wat hy vir my gedoen het. Kom aan kerk, net daar waar jy staan, lig op jou hande. Lig op jou hande. Kom aan, dank hom net vir 'n oomblik. Dank hom net. Dank hom net. Vat jou oorwinning vanoggend. Come on, jy kan nie ophou om lief te hê nie. Jy het hom meer lief because of the cross. You love him because of the cross. Oh, die kruis, man. Halleluja. Die kruis, my sister. Die kruis van die Here. Rabaka shatalabanda. Rikabaka suyenda. Rabaka torihanda. Oh, the cross. The cross. Oh, he has done it for us. He has done it for us. Rabaka shatalabanda. En die nag waarin die Here verraai, het hy die brood geneem.